Dankie. Nou ja, kerk van die Here, ons tema vanmôre is omdat ons nie weet wat die dag van môre bring nie. En ek wil hier saam met my lees, ek Spreuke 27 vers 1. Luister mooi wat sê die woord van God. Jy sal sien, op die bord ook is net soos op die skrif, is beroem is alles in hoofletters. Hy sê, beroem jou nie op die dag van môre nie, want jy weet nie wat die dag sal bring. Kragtige skrifkerk. Hoekom? Dis die waarheid, is dit nie? Wie van ons kan vanmôre sê dat ons weet wat die dag van môre vir ons is? Niemand. Nou as ons kyk na hierdie teks van oordeenking vanmôre, wat sal dit vir ons beteken? Hierdie teks is 'n waarskuwing dat ons nie behoort te spog, te roem of seker te wees oor wat môre gaan gebeur. Omdat die toekoms totaal en al onbekend is. Elke dag bring sy eie uitdagings en verrassings. En daarom moet ons nederig leef en op God vertrou, eerder as op ons eie beplanning of ons eie sekerheid. Nou, wie van ons wat hier sit vanmôre het reeds al ons beplanning deeglik uiteengesit oor waar ons hierdie Christusfees gaan spandeer en saam met wie? Kan ek jou hande sien? Prys die Here. Daar is nie fout daarmee om hierdie dinge te beplan nie, want sekerlik is daar nog sekere dinge wat vooraf moet bespreek word. Soos, wie gaan aardappelslaai bring? Wie gaan die tomatieslaai maak? Wie gaan die vleis gee? Wie gaan die brandewyn bring? Jy is al min amens in hierdie gemeente. Kerk, daar's niks fout daarmee. Ons is almal mens. Ons weet, as ek hierdie naweek beplan om by jou te kom kuier, is daar tog sekere reëlings wat moet plaasvind. Daar is tog sekere dinge waaroor ons moet bespreek. Maar die verskil kom in wanneer ons weet, al beplan ons die dinge van môre, of die dinge vir die naweek wat voorlê, moet ons steeds onthou, elke dag bring sy eie uitdagings, sy eie verrassings. Daarom sal ek steeds nederig leef, op my God vertrou, maak nie saak wat hierdie lewe na my kant toe gooi. Jakobus 4 vers 13 tot 15 sê, kom nou, julle wat sê vandag of môre sal ons na die stad en daai stad gaan en daar 1 jaar deurbring en handel drywe en wins maak. Julle wat nie eens weet wat môre sal gebeur. Want hoe danig is julle lewe? Dit is, luister mooi wat sê die woord nou, dit is tog maar 'n damp wat vir 'n kort tydjie verskyn en daarna verdwyn. Maar, as die Here wil en ons lewe, behoort ons te sê, as dit die Here se wil is en ons lewe, dan sal ek dit, of dan sal ek dat. Met ander woorde, kerk, daar gebeur soms dinge in ons lewe wat alles totaal en al omverg. Elke stukkie beplanning wat jy gehad het, elke reëling, of jou totale lewe, kan in 'n oomblik drasties en radikaal verander word. Maar ons is mens, ons is so geneig om vir onsself te sê, hierdie dinge wat ek hier hoor wat gebeur met my. Gebeur met ander mense. Sulke dinge sal nie met my gebeur nie. Dis dinge waarvan ek net hoor. En as jy eers op hierdie plek gekom het, wil ek vir jou sê, die lewe kan die mat onder jou uitruk in 'n oogwink. En dit gebeur gewoonlik wanneer jy dit die minste verwag. Jy het seker al daardie gesegde gehoor wat sê, van 0 tot 0 in 2.5 seconds flat. Wie van julle het al van 0 tot 0 in so kort tyd aarde toe gekom? En nou praat ek nie van die blou hulle. Ek praat nou van omstandighede. Kerk, dis net so. Nou ek gaan nou 'n baie simpel voorbeeld gebruik. My vrou klim stort gistermiddag. Sy stort te lekker. En sy vra vir my, moet ek die stort vir jou oophou?
En sy sê, toe antwoord toe sommer, sy sê, nee, ek wil gou jou nekhare sny. Ek sê, nee, goed, maak die stort toe, sny toe my nekhare, die klim ek in die stort, maak die stort ook, niks warm maak. Nou ons gebruik 'n gasgiezer. Nou sê jy uit met dat pantoffel staan in die gasgiezer toe, verander gou die batterye, wat hy met ons tik, ken ons daai storie. Hy wil nie tik hoef nie. Ek sê, van klap die batterye, klap die masjien, doen net wat jy moet doen, rit die pluk om en kyk of daar iets gebeur. Niks. Dit is nou 'n verskriklike en eenvoudige voorbeeld. Maar 5 minute terug het sy hierdie geyser gebruik. En die volgende oomblik besluit hy werk nie. Hier staan ek in koue water. Dit was nog wel cool geweest na koue water. Ek het nie verwag nie, het ek? Nee. Hoekom? Want sy het nou net in die warm stort uitgegaan. En wanneer hierdie onverwagste dinge met my gebeur, voel dit of my lewe in mekaar instort. En ek nooit gedink het dat hierdie met my kan gebeur nie. Ek wil vir u sê vanmôre, ons behoort absoluut niks in hierdie lewe. Nie jou werk, nie jou gesondheid, nie jou finansies, nie jou verhouding of jou huwelik van selfsprekend aanval. Want in 'n oogwink kan jou hele lewe verander. En ek het hierdie week ervaar en ek besef net weer opnuut dat ons as mens het nie 'n idee wat die dag van môre vir ons inhou. En direk nadat ek iemand bygestaan het hierdie week, en ek gaan nie name noem nie, wat 'n bittergoeie vriend aan die dood moes afstaan. Hierdie vriend was nie op 'n siekbed nie, of gediagnoseer met 'n siekte soos kanker, of iets wat tot die dood is soos die dokters dit sal voorskryf. Hy was opgeneem vir 'n knieoperasie. Hy het geld in sy knie gehad. En hy stap in die hospitaal toe, laat hulle die knie kan draai. En hy is weer uit die hospitaal uit, en die knie het weer begin swel. Verskoon my as ek nou nie die hele verhaal vir u in detail kan vertel nie, maar hy is weer terug. Omdat die vorige draaiings nie behoorlik gewerk het nie. En hulle besluit, okay, ons gaan hom hier hou, want daar's een of ander iets op die knie wat nie moet wees nie. En die beplanning sou wees, toe hulle hom maandag opgeneem het, was maandag, né? Toe hulle hom maandag opgeneem het, dat hy woensdag sou geopereer word, net om die knieskyf te lig en skoon te maak, whatever daar nie moet wees nie, en die knieskyf terug te sit. Guess what? He didn't make it. Vir 'n knie. Sy draaiings. Kom daar die man nie weer in die hospitaal. In die volgende oomblik kry jy hierdie oproep. Jou vriend is oorlede. Maar hoe gebeur dit? Hy's in vir 'n knie. Hoe kan die knie sy lewe neem? Wat wil ek vir u sê vanmôre? Dis net so. Dis net so, kerk, en die mat word onder jou voete uitgeraak. Ons is so gewoon en so geneig om alles vanselfsprekend te aanvaar. Ek ken 'n persoon wat saam met my gewerk het vir jare, oom Richard Wagner, sal nooit vergeet nie. Hy het so 'n knoppie op sy elmboog gehad. Dink hulle noem dit 'n tennis elmboog. Vir al die jare het oom Richard met hierdie knop in sy elmboog rondgeloop. En hy het vir jare op die myn gewerk, en op 'n stadium met die myn begin ouens op WSP sit en van die myn af sit, en hy dink toe nie, okay, hy het nou al jare diens, dat hy hierdie WSP pakket vat, en dan gaan werk hy vir 'n kontrakteur vir die laaste paar jaar voor hy pensioen gaan. Nou Richard besluit, weet jy wat, terwyl ek nou so op my aftree tyd is, laat ek ingaan hospitaal toe, dat hulle net hierdie elmboog van my opereer en gesond maak. Nou Richard het nooit weer uit die hospitaal uitgeloop.
Richard is oorlede as gevolg van hierdie tennisbal, wat hy vir jare mee rondgeloop het, en nou besluit het nou gaan ek tyd aan. As ek dink aan Antoinette se oom, dink hulle het 'n jaar oor gehad voordat hulle op pensioen gaan. Altyd soos daar gekom het, vertel van wat hulle alles wil doen as hulle nou op pensioen gaan. En hy het die Saterdagoggend uitgegaan uit die jaar uit om te gaan bome trim, buitekant op die pavement. Niks verkeerd. Die volgende oomblik toe sak hy net daar. En die buurvrou sien hom daar lê en sy roep na sy vrou. En hy het nie gemaak. Dit is wat ek vir julle probeer sê vanmôre. Beroem jou nie op die dag van môre, want jy weet nie wat die dag vir jou sal bring. Net nadat ek met iemand gedeel het en bygestaan het en gebid het, want wie weet vanmôre, dis net die Here wat kan vertroosting bring in 'n tyd soos hierdie. Ek wil vir julle sê, dis seker die slegste tyd van 'n pastoor of 'n herder se lewe as iemand na jou toe kom en vir jou vra hoekom het dit gebeur. Jy het nie die antwoord. Al wat ek kan sê is die Here weet. En al wat ek kan doen is bid vir vertroosting en vir krag en vir genade. Die eerste ding wat deur my kop altyd gaan as ek hoor van iemand wat oorlede is waar gaan sy siel? Was sy lewe reg? Weet ek nie. Maar al wat ek kan doen vanmôre en elke keer wanneer ek hierdie tyding kry, is pleit vir God se genade. En 'n paar minute later gee die Heilige Gees vir my hierdie woorde en dit is ons tema vanmôre. En die Gees sê vir my duidelik, omdat ons nie weet wat die dag van môre vir ons bring. En dit bring my vanmôre by die volgende vraag. As ons sou weet dat hierdie jong man nie weer uit daardie hospitaal sou uitkom na hy daar opgeneem was nie. Wat sou sy vriende, sy familie, sy vrou en sy kinders gedoen het? Sou dinge dalk anders gewees het? Sou ons dalk dinge anders gedoen het? Met ander woorde, sou ons dalk meer empatie, meer liefde, meer aandag en meer tyd kom spandeer het voor sy afsterwe. En ek is seker hulle sou. Want as u sou weet wat die dag van môre vir jou ingehou het, sou jy verseker 'n hele paar dingetjies 'n bietjie anders hanteer. Maar ons weet nie. Ons verwag dit nie. Ons sien hierdie dinge nie kom nie. Van laasweek Sondag tot vandag weet ek van 4 mense wat hulle lewens verloor het. Dis nie eens mense wat ek ken nie. Ek is seker as ek vanmôre vir u 'n geleentheid gee die gehoor het of my te vertel van hoeveel u gehoor het wat oorlede is, gaan hierdie syfer nogal drasties optel. Gaan stap net 'n bietjie in afbop in. Gaan sit net vir 'n uur daar. En kyk hoeveel mense kom daar in wat begrafnisreëlings moet maak. Kyk, jy sal verbaas wees as jy hoor hoeveel mense verlaat die tydelike lewe op 'n daglikse basis. 3 jong manne, 2 van hulle het selfmoord gepleeg. Sonder 'n siekte. Skielik, net so weg. Kerk, ek wil vanmôre vir u sê dat die dood is 'n werklikheid. En dat dit 'n pad is wat elke een van ons op die eerste môre sal staan. As daar een pad is wat jy nie gaan mis nie, is dit die pad van die dood. Hierdie liggaam gaan nie verlaat, al kom die Here af op sy wolk. Met ander woorde, die liggaam gaan sterf.
Nie een van ons weet wanneer daardie dag sal kom. En ek wil nie vanmôre slegs fokus op die dood nie. En ek wil nie hê jy moet dink vanmôre, ja, die pastoor klink vanmôre op hy besig is met begrafnis nie. Ek wil vanmôre die realiteit voor u neersit, dat jy kan besef dat ek nie weet wat die dag van môre vir my inhou nie. En die belangrikste daarvan is kerk, is dat ons hart en ons lewe reg kry met die Here. Because there's no turning back. Dit is die heel belangrikste wat ons moet doen. En daarom wil ek vanmôre emphasize op die feit dat daar 'n moontlikheid is dat een van ons nie vanaand die son gaan sien sak nie. En ek spreek dit oor niemand nie. Ek wil hê jy moet verstaan dat dit net so met enige een kan gebeur. Ek wil hê ons moet seker maak dat ons lewe van so aard is dat ons weet waarheen ons gaan as ons hierdie tydelike lewe verlaat. Dus wanneer ons hoor van iemand se skielike afsterwe of in 'n begrafnisdiens sit terwyl die kus voor in die kerk staan, dit is eers dan wanneer ons besef die dood is realiteit. Dit is dan wat ons berou het oor dinge. Dinge soos ek wens ek het meer tyd saam met hom of haar bestee. Ek wens ek het meer kere vir hom of haar gesê ek is lief vir jou. Ek wens ek het meer moeite gedoen as ons tyd saam spandeer. Ek wens. Maar is te laat. Ek wil vir u sê, as jy die voorreg het om nog ouers te hê, waardeer dit. As jy nog die voorreg het om jou foon te vat en jou pa kan jy bel, waardeer dit. En sê vir hom, waardeer dit. Dit is dan wat ons berou het oor bitter baie dinge. Dinge wat ek so graag wou doen, wat ek nooit gedoen het. Dis in tye soos hierdie wat ons besef dat ons slegs vir mekaar geleen is. Dis in tye soos hierdie wat ons spyt is, maar ook waar ons besef spyt kom altyd te laat. Die dood is 'n onontkombare deel van elke menslike lewe. Dit herinner ons dat die lewe kosbaar is en dat ons elke dag moet waardeer. Dit herinner ons dat die lewe verskriklik kosbaar is. Tog bied die Bybel ook hoop. Deur geloof in God en sy beloftes kan ons die dood sien, nie net as die einde nie, maar as 'n oorgang in die ewige lewe saam met Christus. Ons moet kom op 'n plek soos wat Paulus was, wat sê, die dood is vir my 'n wins, want my lewe is Christus. Ons behoort nie te sit en bang te wees vir die dood nie. As jy bang is vir die dood, wil ek vir jy sê vanmôre, het jy werk om te doen. Kan ek vir almal hoor? Niemand van ons wil doodgaan. Maar ek wil vir jy sê vanmôre, as jou lewe nie reg is nie, is dit tyd om tot die Here terug te keer. Prediker 3 vers 1 en 2 sê, alles het sy bepaalde uur, en vir elke saak onder die hemel is daar 'n tyd. 'n Tyd om gebore te word en 'n tyd om te sterf. Met ander woorde, die dood is onafwendbaar vir elke mens. En dit herinner ons aan ons tydelike lewe. Die dood is 'n werklikheid wat almal van ons eendag sal ervaar. Geen mens kan hierdie ontsnap nie. Herinner ons weer dat jou lewe kosbaar is, alhoewel dit tydelik is. Ons
hoor vanmôre wat prediker vir ons sê, alles het sy tyd. Tyd om gebore te word en 'n tyd om te sterf. Maar selfs in die aangesig van die dood, kom God en hy bied vir ons hierdie hoop. In Psalm 23 leer ons, dat selfs al gaan ons deur die dal van doodskade weer, al gaan ons deur hierdie doodsvallei, ons nie alleen is nie, want die Here is met ons. Die dood is nie die einde van alles nie. Wie glo in God en Jesus Christus as sy verlosser en saligmaker aangeneem het die belofte van die ewige lewe en vrede. Laat dit jou aanmoedig om vandag met dankbaarheid en vertroue te lewe en te weet dat God elke dag van jou lewe in sy hande hou. En omdat ons nie weet wat môre vir ons inhou nie, is daar nie een van ons wat verseker is dat ons nog môre hier sal wees nie. Nie een van ons kan sê dat ons die 25ste Desember steeds hier sal wees nie. Beteken dit nou ons moet in vrees lewe? Nee, verseker nie. Wat dit wel beteken, kerk, is ons moet seker maak ons lewe is reg met God, sodat wanneer ook al die dood aan jou deur kom klop, dat jy weet, ek is reg om hierdie tydelike te verlaat. Amen. En ek is seker, vanmôre kan baie mense getuig, oor hoeveel mense, vriende, familie, geliefdes, elkeen van ons wat hier sit vanmôre, skielik, sonder enige waarskuwing aan die dood moes afstaan. Dit sal 'n lys van name wees. Met die hoop dat daai persoon uit die hospitaal gaan uitkom. Party van ons het geen waarskuwing gehad, behalwe 'n oproep om vir jou te sê, ek is jammer om vir jou te sê, die persoon is oorlede. Dit beteken dat elke een van ons weet vanmôre dat die dood partymal sonder waarskuwing op 'n onverwagte manier voor jou deur kom staan. Daarom behoort ons seker te maak ons is reg om hierdie tentwoning en hierdie tydelike lewe te verlaat en die ewigheid in te gaan. As ek hoor van iemand wat so skielik oorlede is, kan ek nie help om te wonder, hoe het hy sy lewe gelei? Of hoe het sy haar lewe gelei? Was sy of haar lewe reg met God? Indien nie, het sy of hy dalk daai oomblik gehad om net te sê, Here, hier is ek. Here, help my. Here, vergewe my. Want wie weet vanmôre, ons dien 'n God wat baie genade vir ons skenk elke dag. Daarom kan ons net bly en roep vir God se genade. Maar daar is sommiges van ons wat dalk nie die voorreg gaan hê. Dan kan 'n mens nie anders om God se genade te roep nie, want dit is slegs deur sy genade wat u en ek gered kan word. Ek dank die Here vir sy wonderlike genade. Genade is God se onverdiende liefde en goedheid teenoor elke een van ons. Dit is iets wat ons verseker nie verdien nie. Maar deur Jesus se offer ontvang ons vergifnis, redding en 'n ewige lewe. Genade verander ons harte. Dit lei ons tot gehoorsaamheid en heiligheid en gee krag selfs in tye van swakheid. Dis altyd teenwoordig en genoegsaam om ons te dra deur ons onsekerhede en beproewinge in die lewe. Selfs in tye wanneer ons 'n vriend, familielid of 'n geliefde aan die dood moet afstaan. Die Bybel leer ons dat ons nie net God se goedheid en seëninge moet aanvaar nie, maar dit ook moet waardeer en erken. Alles wat ons het in ons lewe, ons gesondheid, ons familie, ons talente, ons werk en selfs die kleinste dingetjies van elke dag kom van God af. Wanneer ons hierdie gawes waardeer,
ontwikkel ons 'n hart van dankbaarheid en nederigheid teenoor ons God. Jakobus 1:17 sê elke goeie geskenk en elke volmaakte gawe daal van bo af neer. En die Vader van die ligte, by wie daar geen verandering of skaduwee van omkering is. Net so leer die skrif ons om mekaar te waardeer. Elke mens is geskape na God se beeld en dra 'n unieke gawe, talente en liefde in hom of haar. Om mekaar te waardeer beteken om ander te respekteer, te erken en dankbaar te wees vir die positiewe impak wat hulle in ons lewens maak. Dit kan in klein dade wees, 'n vriendelike woord, hulp, lof en net erkenning van iemand se moeite. Maar dit bou gemeenskap, versterk verhoudings en dit weerspieël God se liefde. In Genesis 1:27 beamoed dit vir ons, en God het die mens geskape na sy beeld. Na die beeld van God het hy hom geskape, man en vrou het hy geskape. Romeine 12 vers 4 en 5 sê, want soos ons in een liggaam baie lede het, en die lede nie almal dieselfde werking het nie, soos ons almal een liggaam in Christus, en elke een afsonderlike lede van mekaar. Dankbaarheid en waardering is dis nie net 'n goeie gevoel nie. Dis 'n manier om God se teenwoordigheid en goedheid in ons daaglikse lewe te eer. En om sy liefde deur ons aan ander oor te kan dra. 'n Hart wat waardeer, leef nie net meer vervuld nie, maar dien ook as 'n bron van seën vir ander. Kolossense 3:15 tot 17 sê, en laat die vrede van God, waartoe julle ook in een liggaam geroep is, in julle harte heers en wees dankbaar. Laat die woord van Christus ryklik in julle woon in alle wysheid. Leer en vermaan mekaar met psalms en lofsange en geestelike liedere en sing in julle hart met dankbaarheid tot eer van die Here. En wat julle ook al doen, in woord of in daad, doen alles in die naam van die Here Jesus en dank God die Vader wêreld. En sou u vanmôre saam met my stem as ek vir u sou sê, die lewe is kort. Kan u onthou toe u nog op skool was? Vir van ons is dit dalk 5 jaar terug, vir ander 10 jaar terug, vir ander 20, dalk 30 jaar terug. Kan u dink dat vandag is die laaste dag van November 2025? Môre is dit die 1 Desember en as jy jou oë uitvee, is die jaar verby. Dit kerk is hoe vinnig die tyd by ons verbyvlieg. En dit is hoekom ek vanmôre vir u kan sê, die lewe is kort. En dat dit 'n voorreg is vir ons om hier te kan wees vanmôre. En ons behoort God te dank daarvoor. Elke oggend as jy jou wekker hoor lui, is dit God se genade dat jy nog 'n oggend wakker geword het. Amen. Of jy vanaand weer in dieselfde bed kan klim, is iets wat nie vir ons beskore is nie. Met ander woorde, omdat ek nie weet wat die dag van môre bring nie, is ek nie verseker dat ek môre steeds hier gaan wees nie. Ek is nie gegarandeer dat ek vanaand gaan huis toe kom nie. Ons groet mekaar gesoggens met die geneigtheid, en as jy jou vrou 'n drukkie en 'n sweentjie gee, ek hoop jy doen dit. Magtig, nou is ons stil in die kerk. As jy jou vrou 'n sweentjie en 'n drukkie gee, is jy geneig om te sê, sien jou vanmiddag met daai. Hoe weet jy? Ek gaan op vanmiddag sien. Hoe weet jy dat jy hom weer vanmiddag gaan? Die mens is in die gewoonte om alles vanselfsprekend te aanvaar.
Sê ek ons moet heel dag loop en dink aan die dood? Of jy moet heel dag loop en dink, wat as my vrou, wat as my kinders, wat as daar 'n familielid nou sou doodgaan? Nee. Wat ek wel vir u wil sê vanmôre is weet dat julle vir mekaar geleen is. En dat ons nie weet wat die dag van môre vir ons is. Wat ons behoort te doen is om mekaar te bemoedig om 'n goddelike lewe te lei. Die vrug van die Gees te dra en seker te maak. Ek gee die liefde wat hulle verdien. Ek gee die aandag wat nodig is. Ek ondersteun hulle en ek bid vir hulle. Nie wanneer ek die boodskap ontvang, iemand is oorlede nie, dan is dit hopeloos te laat om te begin boodskapie skryf. Om eers dan blomme te koop en liefde te probeer bewys, is te laat. Ek wil vir julle sê vanmôre, jy kan die mooiste roosblaar op 'n kerk op die kus kom neer lê, die mooiste ryker. Ek gee nie om of hy ryker 100 000 rand kos nie. Daai persoon wat binne in daai kus lê, sien dit nie. Amen. Daai persoon wat binne in daai kus lê, weet dit nie. Maar ons is geneig om te wag tot dit gebeur. Voordat 'n familie bymekaar kom. En ek kan getuig van vanmôre. Daar's familie wat ek nooit sien nie behalwe op 'n begrafnis. Dis eers dan wanneer ons wil moeite doen. Ek het so ruk terug 'n mooi meme gesien wat eintlik nogal baie gepas is. Die persoon sê, as jy na my begrafnis toe kom en jy kan nie vir hulle 'n foto wys waar ek en jy saam staan nie, moenie dink jy gaan my broodjies kom vreet nie. Hou verby. Want jy kom vir die broodjies. Is dit nie wonderlik nie? Dit is eintlik so. Ons behoort mekaar lief te hê. Ons behoort mekaar aandag te gee. Ons behoort tyd te spandeer aan mekaar. Kerk, en ek weet, tyd is ons grootste vyand. Ons almal het vol skedules. Maar ten minste die mense wat naby jou is. Wys jou waardering. Gee jou waardering. Hoekom moet jou vrou 'n blommetjie kry as sy in die hospitaal opgeneem word? Nou hier kom die swing. En ek wil jy moet mooi luister vanmôre. Dis iets hierdie wat die Here wil hê ons moet hoor. Hoekom moet jou vrou 'n blommetjie kry wanneer sy in die hospitaal opgeneem word? Vir iets ernstig. Hoekom moet jou man 'n biltongryker kry eers wanneer hy in die hospitaal opgeneem word en gediagnoseer is met 'n dodelike siekte? Hoekom wil ons eers wag tot dinge drasties verander voor ons begin emosies wys of voor ons begin liefde bewys aan mekaar? Ons kan 'n graf besoek en elke keer vars blomme op die grafsteen neerlê. Maar terwyl daardie persoon geleef het hy of sy nooit die voorreg gehad dat jy vir hom 'n blom of vir haar 'n blommetjie in die hand steek. Hoekom kan ons nie hierdie waardering en liefde wys en bewys terwyl die persoon nog daar is? Dit geld vir elke een van ons. Ons behoort mekaar te waardeer terwyl ons nog leef. Dit geld vir jou huwelik en jou verhouding. Of dit met jou kinders, met jou ma of met jou pa. Maak nie saak met wie. Want ons is nou al soveel jare in hierdie huwelik of hierdie verhouding dat ons mekaar nou al so gewoond geraak het. Ek sê nie is vir my vrou meer dat sy mooi is vir my. Ek sê nie meer vir my man dat hy aantreklik is vir my. Ons doen geen moeite vir mekaar nie. En moet nou nie vir my sê ek maak nog kos vir hom elke aand of ek pak sy blik vir hom. Dis wat 'n vrou behoort te doen. En manne, moenie nou hier sit en vir my sê, maar ek werk elke dag sodat sy 'n dak
oor haar kop kan hê en 'n bord kos om te eet nie. Dis wat God van jou verwag, dis jou plig. Dis nie moeite. Moeite is wanneer jy jou kosblik oopmaak en daar lê so 'n oulike briefietjie wat sê, I love you to pieces. Moeite is wanneer jy 'n kosblik deksel oopmaak en op die onderkant is daar vir jou 'n mooi hartjie geteken. Dis moeite. Dis daai ekstra moeite wat ons doen wanneer ons werklik lief is vir mekaar. Om kos te voorsien en 'n dak oor haar kop en jy wat staan die kos maak in die aand. Dis nie moeite nie. Hierdie niks met pligte uit te waai nie. Dis daar die ekstra goedjies wat ons doen wat belangrik is. Maar ons sal eerder wil fout soek met mekaar. En dan kwaad gaan slaap. Of werk toe gaan na 'n ewige argument wat steeds nie uitgepraat is. En dit terwyl die Bybel ons leer dat ons nie kwaad, bitterheid of haat in ons harte moet hê wanneer ons gaan slaap. Want is daar wanneer dit wortel skiet. Dis daar wanneer dit wortel skiet. Die eerste aand is jy verskriklik ontstel. Rug teen rug, dan word nie eens nag gesê. En daai volgende oggend loop jy met hierdie swaarheid op jou hart, omdat jy weet, dit hoort nie so nie. Kan ek vir jy sê vanmôre die tweede keer en die derde keer en die vierde keer word dit al makliker. Hoekom? Want dit het wortel geskiet. Dis besig om bevestiging te kry in jou huwelik. Dit maak nie meer saak. Dis nie meer belangrik nie. Dis okay. Ons ken mekaar ons al baie jare. Efesiërs 4:26 en 27 sê vir ons, word toornig en moenie sondig. Laat die son nie ondergaan oor julle toorn nie en gee aan die duiwel geen plek nie. Van hoeveel paartjies het jy al gehoor waar daar 'n ewige argument was en voor hulle kon vrede maak met mekaar, is een van hulle skielik en onverwags oorlede. Dan is dit te laat. Dan wil ek huil en myself kruisig, omdat ek met hierdie skuldgevoel rondloop wat my opvreet van binne af. Ek wens so, ek het net 'n kans gehad om vrede te maak. Ek wens so, ek het net nog een keer vir hom of vir haar gesê, hoe verskriklik lief is ek vir jou. Maar is te laat. Ek gaan nooit weer daardie kans kry. Ek wil vir u vra vanmôre, as jy in jou huweliksmaat, of jou verloofde of een met wie in 'n verhouding is vanmôre, en mekaar uitgegaan het, en daar's 'n verskil of 'n argument wat sonder dat daar vrede gemaak is plaasgevind het. En jy loop met die gedagte rond dat jy vanaand na werk sal vrede maak. Wil ek vir u vra, hoe weet jy dat jy hom of haar weer vanaand sal sien? Wat as een van julle twee skielik met die dood getref word? Of dink jy dit is onmoontlik? Dink jy dat die dood net sieklike mense tref? Dan wil ek vir u sê vanmôre kerk, die dood kyk nie na ouderdom nie. Die dood kyk nie na siek of gesond nie. Die dood gee ook nie om hoeveel geld jy in jou bankrekening het. Ons gee die vyand sy sin elke keer as ons so uit mekaar gaan. Elke keer as ons argumenteer en mekaar afbreek, gee ons plek aan die vyand. Want dit is presies wat hy wil hê. Hy teer op hierdie risie. Hy teer op haat en kwaad. Want hy haat vrede. Hy haat vreugde en liefde. Daarom sal hy sy alles in sy vermoë doen om 'n plek in ons huis te kan kry. Ons gee vir hom letterlik die skietgoed om ons huwelike en verhoudings te vernietig.
Wie weet vanmôre, die vyand wil jou nie gelukkig sien. En daarom word hy as die teestander in die verwoesting genoem en gesien. Die Bybel beskryf Satan as die vyand van ons siel en die een wat probeer om mense van God af weg te ruk. En as hy dit tot die dood kan doen, het hy jou siel gered. 1 Petrus 5 vers 8 en 9 sê, wees nugter en waaksaam, want julle teenstaan, die duiwel, loop rond soos 'n brullende leeu, en soek wie hy kan verslind. Hom moet julle teenstaan, staan vastig in die geloof, omdat julle weet dat dieselfde lyding opgelê word aan julle broederskap wat in die wêreld is. Hy werk deur versoek, misleiding en vrees om mense se vrede en vreugde te steel. En sy hoofdoel is om jou te beroof van alles wat God vir jou instoor het. Jou te beroof van God se liefde, sy seën en ook sy voorsiening. Johannes 10 vers 10 sê vir ons, die dief kom net om te steel, te slag en te verwoes. Hy probeer ons laat twyfel, laat bitter wees, laat jaloers wees, laat kwaad word, op verkeerde dade fokus. En dit is dit wat ons innerlike geluk, rus, vrede en verhoudings vernietig. God gee vir ons die krag deur gebed, geloof in die Heilige Gees om hierdie weerstand te kan bied. Dit kan ons doen deur die wapenuitrusting van Efesiërs 6. Gaan lees dit gerus as jy dit nie ken nie. Efesiërs 6 vers 10 tot 18. Gee die Here vir ons hierdie wapenuitrusting. Filippense 4:7 sê, en die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Jesus Christus. Kerk, ek wil vir u sê, Satan werk voortdurend teen ons geluk en ons vrede. Maar God se genade en sy liefde en sy beskerming is sterker. Want Johannes 4 vers 4 sê vir ons, greater is he that is in me than those that are against me. Groter is my God wat in my woon as hulle wat in die wêreld is. Ons kan kies om ons vertroue en vreugde in God te plaas en nie in die wêreld en sy versoeking. Moet nie dat die vyand tussen jou en jou mense kom nie. Tussen jou en jou kinders kom nie. En tussen jou en jou man of jou en jou vrou kom nie. Daarom sê die woord, gee aan die vyand geen plek. Moenie eers die deur 'n skreefie oopmaak. En terloops, vir die van u wat dit nie weet nie, jou man of jou vrou is jou eerste prioriteit. Nie die kinders nie. Dis die orde van God. Moenie wees soos die man wat nooit vir sy vrou gesê het, hy is lief vir haar nie. En sy kom een dag na hom en sy sê vir hom, ek het iets op my pla. Hy sê, wat pla jy my vrou? Jy sê nie meer, jy is lief vir my. En hy draai na haar en hy sê, maar ek is lief vir jou. Ek sê, dat weet as ek van plan verander. Moenie soos daai man wees. Sê vir jou vrou, wanneer jy voel in jou hart. Ek wil nie vanmôre hê, dit moet 'n gimmick word nie. As ek sê 'n gimmick, ek sê nie vanmôre kerk, stel jou wekker en 'n reminder, en as hy afgaan en hy sê vir jou vrou, is lief vir haar, dan loop jy na haar toe en sê, is lief vir haar nie. Dit beteken zeer. Dis soos peanut butter broodjies. Jy kan dit net so sê. As jy in jou hart voel, jy wil vir jou vrou sê, man, ek is lief vir jou. Jy is die beste ding wat ooit met my gebeur. Doen dit. Sy sal weet, hy sal weet, hy sal ervaar dat dit wat jy nou sê, bedoel jy. Jy sê dit nie net. Ons behoort meer moeite te doen met mekaar.
En as jy hier sit en jy doen regtig hierdie moeite vir jou man of jou vrou, wil ek vir jou sê, mooi so. Ek is bly saam met jou, hou aan om dit te doen. Maar ek is seker ons almal kan hieruit leer vanmôre. En omdat ons nie weet wat die dag van môre bring nie, behoort ons seker te maak, ons bly die regte ding doen. Nie net op 'n geestelike vlak nie, maar ook op ons verhoudingsvlakke. Dit geld vir elkeen van ons. Waardeer jou man, en waardeer jou vrou. Deur dit aan mekaar te bewys. Wanneer laas het jy vir haar gesê, is die mooiste dingetjie wat lewe, in my oë. Maar jy kan vir haar vertel wat so 'n mooi vrou jy vandag in die werk gesien het. Wanneer laas het jy as vrou vir jou man gesê, hy is aantreklik, en jy sal hom oor en oor kies, as jy hom weer kon kies. Dis soos ouens wat liggaamsbou doen. Jou vriende, sê ek nog uit. Wat gou voorbeeld stel is. Jou vriende sien jou so na 2, 3, 4, 6 maande. Ja, John. Waar gaan jy die arms heen? Flex bietjie vir my. Man. Yes. Heerlikheid, jy het damn fris geword. Sê jy like chest. Dis wat vriende doen. Nou gaan ek bietjie toon het al, dankie jy gesê. Dis wat vriende doen. Gooi daai hande om die bicep en sê goodness, John. Jou vrou sien die hele pakket elke aand en sy sê nie 'n woord. Want sy is bang as sy so 'n komment maak, dan gaan hierdie dalk bietjie verder gaan, as net Bybel lees en bid vanaand. Hoekom is dit soveel moeite vir ons om mekaar komplimente te gee? Of voel ons dis nie meer nodig nie? Ek wil vir u sê vanmôre, as jou vrou nie gewoond is aan 'n kompliment nie, en die rep by die werk loop verby haar kantoor, en hy steek vas by die deur en hy sê vir haar, jy het die mooiste oë wat ek nog in 'n vrou gesien het, sonder enige Bybellees. Dis haar vlammetjie wat begin brand. Want sy is nie gewoon aan enige kompliment. Sy ken dit nie. Dit is vir haar iets snaaks. Dis iets wat in haar gebeur. En daarmee sê ek nie dat sy nou onmiddellik dink sy gaan saam met die rep wegloop nie. Nee. Maar wat ek probeer sê is, daar's iets wat vlam gevat het, wat sy nie aan gewoond is nie. Die vlammetjie het begin brand. En nou sal die man sê, dis haar skuld. Maar jy toon geen waardering in haar. Jy sê of sien niks meer mooi aan haar. En dieselfde met die vrouens. Die dag as jou man die aandag kry wat jy hom nooit wou gee nie, is hy die jakkals. Ons strap in die strik van die vyand. Ons loop oop oë in hierdie web in sonder om te weet daarvan. Buiten die feit dat hierdie nuwe aandag 'n vlammetjie laat brand, wat gaan gebeur as een van julle mekaar aan die dood moet afstaan en daar was geen daad van warm liefde, positiewe aandag of waardering soos dit behoort te wees tussen 'n man en 'n vrou. Dis in tye soos hierdie, daai tye van verwyte, wat die Satan hard werk om jou in depressie in te druk, soveel so, dat jy heel moontlik sal selfmoord pleeg. Kan jy sien, dis 'n vicious circle, want jy verwyd jouself so, dat jy nie meer dit kan deel nie. En dit is dan wanneer die Satan vir jou kom sê, maar vra 'n bietjie vir die Here, waar was hy gewees? Dis al wat hy nodig het om te sê. Ek begin met hierdie wrok in my hart rondloop, en daai wrok is eintlik oor myself, maar dit rol uit na my skepper. Tot ek op 'n punt kom, waar ek voel ek kan nie meer met hierdie deel.
Dit is dan wanneer die vyand baie naby aan jou loop, om jou presies te guide, om te doen wat jy nie behoort te doen. Kerk van die Here, ons weet nie wat die dag van môre vir ons inhou nie. Daarom behoort ons alles vir mekaar te gee. Let wel terwyl ons nog vir mekaar geleef, want in 'n oogwink kan ons lewens radikaal verander deur omstandighede. En ons kan nie sê die woord waarsku ons nie. Die woord sê vir ons baie duidelik, beroem jou nie op die dag van môre nie, want jy weet nie wat hierdie dag vir jou gaan bring. Ek wil vir u sê, ons het een kans in hierdie lewe. Jy het een kans om deur hierdie lewe te gaan. Gebruik dit. Lewe voluit, asof daar nie 'n môre is. My buurman het my eendag hierdie vraag gevra, en ek het eerlikwaar nie 'n antwoord gehad. Gaan kuier daar by hulle, en ons sit lekker om die vuur, en hy sê vir my, ek wil jou 'n vraag vra. Ek sê, skiet broer. En hy vra vir my die volgende vraag, wat sal jy doen, as jy vandag moet hoor, jy het net 30 dae oor te leef? Goodness. En ek het nie 'n antwoord vir hom. Ek het nog nooit so daaraan gedink nie. Nou wil ek vir die vraag vanmôre, wat sou u doen, as jy sou weet, jou man, of jou vrou, of jou kinders, of jou vriend, of 'n geliefde, of 'n familielid, en van vandag af, presies 30 dae oor te leef. Nou kan jy vir my 'n lys vol dinge opnoem. Ek sal sy gunsteling ete elke aand vir hom voorberei. Ek sal in die aande gebruik om in sy arms te kom lê en om te vertel hoe lief is ek vir hom. Ek sal hom wys en vertel hoeveel waardeer ek hom en alles wat hy vir my doen. Manne, ek sal vir haar blomme koop. Ek sal haar op my hande dra. Ek sal haar beskerm en spesiaal laat voel. Ek sal haar bystaan. Ek sal haar eer en haar waardeer. Ek sal haar elke dag vertel hoe lief is ek. Dan wil ek vir die vraag, waarvoor wag jy? Waarvoor wag jy? Hoekom moet jy wag totdat jy hierdie tyding kry? Hoekom moet jy wag totdat jy hierdie slegte nuus kry voordat jy hierdie waardering en hierdie liefde kan bewys? Hoekom moet jy wag tot jy hoor hierdie persoon is nog net 'n paar dae hier by my voordat jy in sy arms te lê? En dan vertel hoe jy voel. Hoekom feit al hierdie mooi weg sodra twee mense mekaar begin gewoon raak? Hoekom hou die vlam op brand na 'n jaar of 2? Terwyl ons weet om die vlamme te laat brand, het ek nodig om op te staan van my stoel af, hout te gaan haal en bo op die vuur te sit. Terwyl ek weet om 'n vlam te laat bly brand, moet ek in aksie kom en ek moet iets doen. Ek moet hout op die vuur sit om die vlam te laat bly brand. Want die oomblik as ek ophou hout gooi, gaan die vuur doodgaan. En die as en die kool gaan ijskoud. Opgehou om uit op die vuur te sit. En nou is die liefde tussen my en my vrou ijskoud. Terwyl ek weet dat warm liefde tussen 'n man en 'n vrou 'n diepe en intieme band het wat verder gaan as net daardie fisiese aantrekking. Dit kombineer vertroue, respek, vriendskap en emosionele verbondenheid. Hierdie liefde is getrou en ondersteunend, waar elke maat die ander se behoeftes en gevoelens erken en ook waardeer. Dit is liefde wat geluk, warmte en sekuriteit bring, selfs in die moeilikste tye.
Daar's 'n passie, 'n romantiek, maar ook 'n stille daaglikse genot van mekaar se teenwoordigheid. Warm liefde groei deur kommunikasie en geduld, begrip en die gedeelte vreugdes en uitdagings van die lewe wat ons saam kan aanpak. Hierdie is die tipe liefde wat maak dat ons doen wat ons moet doen, sodat die dag as my lewensmaat uit die lewe geruk word, ek berusting in my hart kan hê, dat hy of sy presies geweet het hoe ek oor hom of oor haar voel. Dit is ook wat God van ons verwag, om mekaar te eer, te waardeer en lief te hê. Maak seker dat jy die een is wat die vlammetjie aanbrand. Maak seker dat jy die een is wat die eer en die waardering aan hom of haar bewys, en nie die ou of die girl oor kan die pad nie. Moenie toelaat dat die vyand jou beroof van 'n uitsonderlike verhouding met jou huweliksmaat, of jou verloofde, of jou kerel, of jou meisie. 'n Verhouding waarin God geëer word, waarin jy 'n liefde vir mekaar die wêreld laat verwonder en mense bedoel. En nou gaan jy die ou kry wat vir my sê, ja, maar pastoor, jy is nie met my vrou getroud. Dankie Here, ek is. Jy het daar gekies. Begin om te fokus op die mooi, nie net op die negatief. Praat met mekaar en maak seker dinge wat krap word uitgesond voordat dit te laat is. Want ons weet nie wat die dag van môre vir ons is. Ons weet nie of ons mekaar weer gaan sien na die laaste goodbye. Los vir hom 'n klomp hartjies op WhatsApp, sodat dit die laaste boodskap sou wees as daar ooit nooit weer 'n boodskap sou gestuur word. En jy ook vir haar. Intieme liefde is diep, persoonlik. Dis 'n verbintenis tussen twee mense, gebou op vertroue, nabyheid, respek en toewyding aan mekaar. Dit behels emosionele en fisiese en soms geestelike verbondenheid en die begeerte om mekaar se geluk en welstand te bevorder. Dis opbouend in elke opsig. Dis waar twee mense God se woord saam gehoorsaam en in liefde aankleef. Ware liefde is nie aangeplakte liefde. En as jy 'n harde dag by die werk gehad het, moet dit nie op jou vrou kom uithaal. As jy 'n moeilike dag gehad het, mevrou, moet dit nie op jou man kom uithaal. Geen man of geen vrou wil op pad huis toe van die werk af wonder, wat gaan ek kry as ek nou by die huis kom? Gaan hy of sy nou weer mislik wees? Gaan hy of sy nou weer baklei as ek by die huis kom? Want sommige argumente is mos soos hierdie seepies op die TV. Daar's altyd nog 'n episode na jou lewe. Daar's altyd 'n opvolg op hierdie ene. Hierdie ene sal ons môre verder gaan mee. Soms hou dit vir 2 maande aan. En as jy vra, wat het ek verkeerd gedoen? Dan sê sy vir hom, moenie vir jou onnoosel hou nie. Kan jy nie onthou, wat het jy 12 jaar terug by jou ma se huis by die braaier vir my gesê nie? Nee, kan nie. Ag, sies tog. Nou kan jy ewe skielik nie onthou nie. Vir 12 jaar onthou sy nog steeds wat jy gesê het, 9 uur daai aand by die braaier. Maar sy kan om hemelsnaam nie onthou as ons by die kompleks uitry of sy haar stryter nou net afgesit. Kyk, dis nie altyd die fisiese dood wat ons mee moet deel, maar ook die dood in ons huwelike, die dood in ons verhoudings. Dit kan net so skielik plaasvind. En dit terwyl die woord ons leer om teenoor mekaar en ook teenoor ander in liefde op te tree, in waardering op te tree,
Omdat ons nie weet wat die dag van môre vir ons inhou nie, behoort ons in liefde op te tree, sodat ons geen verwyte hoef te hê, as môre nie meer daar is. Maar ek weet, ons garde het in 'n baie ander tyd groot geword, as vandag se jong man. Nou ek kan onthou, vandat ek 'n jong seentjie is, het ek nooit die woorde, ek is lief vir jou, uit my pa se mond vir my gehoor. Nooit. Elke keer as ek hom 'n drukkie gee en sê ek is lief vir pa, het hy nooit vir my teruggesê ek is lief vir jou. Tot op 'n baie later ouer stadium sou hy gewag het totdat jy vir hom sê ek is lief vir jou. Dan sal hy sê, half bangerig vir jou terugsê, lief vir jou ook. Hoekom doen ons dit? Is ons so groot gemaak? Ons het nie nodig om te doen wat ons ouers gedoen. My kinders hoor gedurig, ek is lief vir hulle. My vrou hoor gedurig dat sy is die mooiste dingetjie wat lewe. En ek gee nie om wat julle dink nie, ek dink so. En sy die mooiste oogies, die mooiste hare. Sy wil nie verder gaan nie, maar alles is mooi aan haar. En ek is lief vir haar met my hart. En ek wil alles vir haar doen om haar hart gelukkig te maak. En daarom het ek hierdie bos rose gekoop. En ek gaan nou sommer die eerste een wees wat vir jou, my vroukie, 'n roos gee. Omdat ek lief is. Kom ons gee hier maar op. Sy heilige naam. En ek wil vanmôre vir u sê, kerk, as daar's 'n pragtige lied. Soms laat, daar's 'n lied. U behoort almal die lied te ken. Ek gaan nou nie die naam gee nie, maar ek het dit omskep in Afrikaans en ek wil hê jy moet luister hierna en ek sluit af met dit. Soms laat in die nag lê ek wakker en ek kyk na haar terwyl sy slaap. En ek kan sien dat sy is verlore en vreedsaam in haar drome. En dan skakel ek die lig af en ek lê daar in die donker en die gedagte gaan deur my kop. As ek nooit môreoggend sou wakker word, sou sy ooit twyfel oor hoe ek oor haar gevoel het. As ek môre nooit sien nie en môre breek nie aan vir my nie, sou sy weet hoeveel ek haar lief gehad het. Het ek op elke manier probeer om haar elke dag te wys dat sy my enigste liefde is. En as my tyd op aarde verby is, en sy hierdie wêreld sonder my moet trotseer, sal die liefde wat ek in haar belê genoeg wees om haar deur te dra. Want ek het al geliefdes in my lewe verloor wat nooit geweet het hoe lief ek hulle werklik gehad het. En nou leef ek met hierdie spyt dat my ware gevoelens wat nooit onthul sal word. So, ek het 'n belofte aan myself gemaak om elke dag te sê hoeveel sy vir my beteken. En daardie omstandighede te vermy waar daar geen tweede kans is om haar te vertel hoe ek voel. Die Here gee aan ons elkeen vandag nog 'n kans. Nommer 1, om 'n besluit te maak vir Jesus, wat die heel belangrikste is. En nommer 2, om met mekaar in liefde te kan optree. Om ware liefde aan ons geliefdes te bewys, omdat ons nie weet wat die dag van môre vir ons is. Nou wil ek vra dat elke man sal uitkom en vir sy vrou 'n roos kom haal.
geradeloosheid voordat ons afsluit. Jy moet nou nie net die dinge na haar hand stop nie. Kyk tog in haar oë en sê Vader, dis lief vir jou. Nou van ek die voorreg het om vir die dames wat hier die voorreg het dat hulle manne vir hulle rose gee, gun my die eer en die voorreg om dit te kan doen. Vader, wat 'n wonderlike voorreg en eer is om hier by mekaar te kon kom om U woord te hoor. Ek weet vanmôre, Here, elkeen van ons het werk om te doen. Heel eerste om seker te maak dat ons hart en ons lewe in lyn is met God se woord. Dat ons harte sal oopmaak vir die Gees en vir die Here om 'n woning te kom maak. En hier te bly, omdat ons weet wat die dag van môre vir ons is. Vader, ek eer U vanmôre vir die voorreg wat ons het om aan mekaar liefde te bewys. Om aan mekaar hierdie waardering te kan wys, Here. Terwyl ons nog vir mekaar geleef is. Ek loof U, Here. Ek prys U daarvoor. En ek wil bid vanmôre vir elkeen van ons wat in hierdie gebou is. Elkeen wat na hierdie diens kyk, bid ek, Here, dat U ons die nodige inspirasie sal gee om daai ekstra moeite te doen. En nie net vir ons lewensmaats nie, maar ook vir U, my God. Ons daai ekstra moeite doen om op te kyk in die hemel en te sê, Here, ek weet, U, my oogheid, sit op die troon en U regeer. En vanmôre te kan sê, ek weet dat Koning Jesus is steeds in beheer. Ek bid, Vader, vir elkeen wat vanmôre hier sit en 'n behoefte het en smag daarna om 'n lewensmaat te hê, bid ek vir U. Ek bid, Here, dat U die regte persone sal stuur. Goddelike manne, goddelike vroue in die naam van Jesus. En ek dank U dat ek vir hulle kan bid vanmôre. Die Here het nie vergeet vir my. Die Here weet wat is ons behoeftes.
Die Here weet wat het ons nodig. Daarom bid ek vanmôre, Here, dat U aan elke een van ons se behoeftes vanmôre aan ons sal openbaar. In die naam van Jesus. Dankie vir die boodskap, dankie vir die woord vanmôre. En ek wil bid dat ons hier sal uitgaan en werklik waar 'n verskil sal maak. Want as ons 'n verskil in mekaar se lewens maak, beteken dit dis ten goeie vir die koninkryk van God. Dis wat die Here wil hê. Dis wat U van ons verwag, Here. Bid dat U vir ons daai warm liefde in ons harte sal gee. Dat ons niks in hierdie lewe van selfsprekend sal aanvaar. Ons het nie die reg om dit te doen. Dankie, Jesus. Dankie vir die woord. Dankie dat ek kan vra vanmôre dat die Gees van God die naprediker van die woord sal wees. Dat ons hier sal uitgaan, Here, en hierdie woord sal gaan versprei. En net deur die verhouding wat ons met mekaar het, die verhouding wat twee mense met mekaar het, Here, kan die wêreld in brand steek. Maar die liefde van Christus daarin gesien. Ek bid dit vanmôre oor hierdie gebed. In die wonderlike naam van Jesus Christus. En ek dank